terwyl ek vanoggend afsonder, toe gee die Here my 'n woord, en ek wil dit net noem vanoggend. En ek gaan 'n boodskap bring oor dit. Die Here is nie jou mooi weersvriend nie. Die wêreld is daai ou. Maar die Here is nie 'n mooi weersvriend nie. Hy is daar vir ons deur dik en dun. As die Here toelaat, sal ek so 'n boodskap hier begin voorberei. Hy gee my dit nooit verniet nie. En ek weet dat ek gaan vir 'n kragtige boodskap gee op dit. Ons is nou al vir 5 weke besig met die Heilige Gees om lering te gee oor dit. Inteendeel, ek dink ek is my hele lewe al besig met die Heilige Gees en hy is so met my van 'n baie jong ouderdom af. En die Here my kragdadig gedoop met die kragdoping en die werking van die Heilige Gees. Vanmôre is een van daardie oggende wat ek oor die lekkerste gedeelte praat. Ek noem dit altyd persente tyd. En dis die gawes, die gegee werke van die Heilige Gees. En dit sal ook die laaste boodskap in hierdie reeks wees, waar ek baie graag vir u wil verduidelik. Wat beteken die gawes? En ook dan hoe werk dit? En ek wil sommer begin by voorbaat om te sê dat daar nou nie meer verder misverstande wees oor die Heilige Gees nie, en veral nie in ons gemeente nie. Dit is nie jou gawe nie. Dit is die wedergebore kind van God se gawe, wat gegee word deur die Heilige Gees, soos hy wil. Soos hy wil, nie jy wil nie. Ek het dit laasweek ook genoem. Baie mense klim sekere gawes aan hulle self toe. Sorry, dit werk nie regtig so nie. Jy is miskien bietjie geoefen in daardie gawe, ja. Maar dit is nog steeds soos die Heilige Gees wil. Nie soos jy wil nie. In 1 Korintiërs 12, 1 vers 1 tot 11. Ek gaan nie deur al die tekste lees nie, dit is 'n lang boodskap vanoggend. Gaan probeer om kort maak as moontlik. Het die apostel Paulus verduidelik en ook vir hulle gesê dat daar nie misverstande wees nie. Verstaan hoe werk die Heilige Gees. En hierdie bonatuurlike gawes, nou moet jy my mooi hoor. Daar's nie een gawe wat nie bonatuurlik is nie. Ons gaan so deur dit werk. Wysheid, kennis, geloof, genadegawe van gesondmaking, kragte, profesie, onderskeiding van geeste, tale en dan die uitleg van tale, daai eina 1. Die liggaam van Christus het die werkende krag van die Heilige Gees baie, baie nodig. En Jesus het geweet, hy gaan ons toerus met daardie krag. Lukas 24 vers 49. En kyk, ek stuur die belofte van die Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. So daardie krag kom uit die hoogte van God die Vader af. En dit is uitgestort waar? Handelinge 2 vers 1 tot 4. Ek gaan nou nie weer terug en weer die Heilige Gees en die persoon van die Heilige Gees verduidelik ensovoort nie. Gaan kyk die video's gerus. Daar's 'n hele video reeks oor die Heilige Gees van Ou Testament tot waar ons vanoggend is by die kragwerke daarvan. Handelinge 2 vers 1 tot 4. En toe die dag van Pinkster aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Dis nogals belangrik, eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid
van 'n geweldige rukwind en die hele huis gevul waar hulle ingesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur. Nou hierdie het binne in die gebou gebeur. So dit is net die 120 dae wat gesien het wat daar gebeur het van die tonge van vuur. Wat hulle self verdeel het op elkeen van hulle en op elkeen van hulle gaan sit het en hulle almal, nou hier kom dit, en hulle almal vervul met die Heilige Gees het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Ons sal nou oor die tale praat. Dis 'n wonderlike ervaring. Na hierdie gebeurtenis en Handelinge is ons as mens verenig met die Heilige Gees, soos ek voorheen verduidelik het. En die Here het ons toegerus met krag. Hoekom? Want selfs hy wat die Here Jesus Christus is toegerus met krag toe uit die doopwater uitkom en die Heilige Gees het oor hom gekom en by hom gekom en saam met hom beweeg. En hy het goed geweet hoe nodig gaan ons as kinders van die Here die gawe van die Heilige Gees nodig hê, want hy moes ook met die Satan te doen hê. Hy moes ook met die bedrieger, die leenaar te doen hê. En hy het ons daardie krag gegee, juis sodat ons kan staande bly. Sal nou daarna kyk. Die gawe van openbaring, die gawe van kragte en die gawe van die woord. Hou daai mooi by mekaar. Gaan bietjie complicated raak, ek hoop jy verstaan, hou by die punt. Ek het die Heilige Gees gevat en ons het in 3 dele vir u verdeel. Deel 1, deel 2, deel 3. En ons het die 9 gawes bymekaar in daardie orde gesit, sodat jy kan verstaan watter gawes werk gewoonlik saam met watter gawes. Die gawe van openbaring is wysheid, kennis en onderskeiding van geeste. Jy kan gewoonlik sien, daai gawes werk meeste van die tyd en gewoonlik saam. Dan het die gawe van kragte, geloof, genadegawe van gesondmaking en dan kragte en kragwerkende self. Die derde ene is die gawe van die woord, dis tale, die uitleg van tale en profesie. So ons gaan dit afsonderlik met u deur hardloop wat ons kan verstaan hoe werk dit. Weet jy wat so baie min mense verstaan eers die Heilige Gees? Hulle het nie, as ek in 'n mooi Engels kan sê, hulle het nie 'n klou wat aangaan nie. Ons kry net die gevoel en dan stap ons weg. Ons kom vir 'n gevoel en dan gaan ons weer. Daar is soveel meer as net 'n gevoel. As u hierdie kragwerking in die lewe gaan begin toepas, gaan u sien. Die eerste 3, wysheid, kennis en die onderskeiding van geeste. Nou alles waarna ons vanoggend gaan kyk is bo natuurlik. Kom ons vat wysheid. Wanneer die Here u 'n woord of wysheid gee, is dit van die Vader self. Dis 'n bonatuurlike inset, spraak in jou hart, in jou gedagtewêreld, en die Here gaan jou die wysheid gee om 'n situasie te hanteer. Die Here gaan jou wysheid gee. Hy het my gehelp al in hofsaake wat ons ver gewen het, laat tot die regter my naderhand om verskoning vra. So daai woord van wysheid is bo natuurlik. En dit is gebring na jou toe deur die Heilige Gees. Soms vind ons dat ons dinge sê en jy vra, waar kom dit vandaan? Here, ek het nie eens geweet nie, maar het vloei uit jou mond uit. En gewoonlik wanneer dit gebeur, is wat jy ook al doen aan jou kant geskik. In Engels, the definition of the word of wisdom, facts about people, places, of things in the past and present. Goed, kom ons kyk na kennis. En ek gaan bly emfaseer vanmôre. Elkeen van hierdie gawes is bo natuurlik. Enigiets wat jy in jou menswees nie kan doen nie, is waar die gawes of die werking van die Heilige Gees inkom en jou daai stappie verder laat opklim en die stappie verder laat stap. Die gawe van kennis, as ek dit so moet opsom, is die soewereine doel van God die Vader in jou lewe en ook in die van ander.
gee die Here jou die kennis hoe om dit te gebruik. Kennis is 'n bonatuurlike krag van God die Vader wat oor jou gaan kom. En wanneer jy huise beplan, wanneer jy dinge doen en jy sê Here, hier weet ek nie verder nie. En jy bid die Here en jy gaan 'n bonatuurlike krag van die Here oor jou voel en hy maak dit vir jou oop en jy gaan daai wonderwerk deur jou hande sien gebeur terwyl jy 'n plan teken en jy gaan sê, "Wow, Lord, ek sou nooit hieraan gedink het nie. Ek gebruik dit in my lewe daagliks." Dit is in die menswees, maar in die geeswees, wanneer ons probleme optel, gee die Here jou 'n besondere woord van kennis binne in jou en die openbaring kom vir jou wanneer jy met iemand praat en jy kan daardie persoon help. As jy dit uit jou menswees uit kan kom, is dit nie die Heilige Gees nie. Ek sien dit is verkeerd nie. Daar's baie dinge wat ons uit ons menswees uit moet doen, maar wanneer die krag van die Here oor jou kom, het jy 'n bonatuurlike kennis en 'n gawe daarvan. U sal self verbaas staan wanneer dit gebeur. Die onderskeiding van geeste, die gawe van onderskeiding van geeste. Hier wil ek emfiseer dat die onderskeiding van geeste is nie altyd net boos nie. Ek kan net bose geeste onderskei. Ek kan net bad in mense onderskei. Die sleg in hulle sien. Dis nie altyd so nie. Wanneer jy die gawe van onderskeiding het, sal die Here vir my reguit wys, jy is 'n kind van die Here. Jy is nie. Here sal vir my wys, ons is gees in gees. Onderskeiding van geeste. Wanneer iemand na jou aangestap kom, ons praat nie eens van body language nie, ons praat net, hy kom na jou toe, kan jy die gees in hom ervaar voordat hy by jou is. Onmiddellik. En so het ek dierbare kinders van die Here ontmoet al in 'n straat na hom toe geloop en gesê, "Wow, daar's iets in jou, né? Die Here is in jou, né?" En ek het hom dadelik erken as 'n man van God. Maar ook so aan die bose kant, gaan jy kom herdenk en jy sê, "Wow, seun, stadig, nog 'n tree nader en jy val." En ek bedoel nie fisies nie. Die krag van die Here gaan jou oor jou kom en jy gaan 'n probleem en jy begin manifesteer. En wel dit het ons ook al gesien. So die gees van onderskeiding is weer bonatuurlik. In die vleeswees is dit moeilik, want ons na body language kyk. In die geeswêreld werk dit anders. Ek kyk wat is in binne in jou. En die venster van die siel is die, kyk bietjie in my oë, gaan gou vir jou vertel wat aan die gang. Baie gou. Gaan gou sien waar is die hartseer. Die Here wys vir my soveel dinge, ek het na mense se oë gekyk, daar draai hulle om, dan hardloop hulle weg van my af. Fisies hardloop weg van my af. En dan skree hulle, nee, dan hardloop hulle. Hoekom? Die gees van God in my, wat in die gees van die bose in hom is. Ander geval wat ek gehad het, gaan bietjie net vinnig stil staan by dit. Besigheidsperseel in Carletonville, daar stap 'n vrymeisin in, en toe hy by die counter kom, toe styer hy agtertoe en slaan teen die muur vas, en skree, "Hoekom doen jy dit aan my? Hoekom doen jy dit aan my?" En daar hardloop hy. Wie het dit gedoen? Ek het nie 'n woord gesê nie. Ek het net daar ingestap, maar ek het ingestap in die krag van die Here op my, met die teenwoordigheid van die Here by my. En het agteruit gestuier en geskree, "Hoekom doen jy dit met my?" Die gees van onderskeiding, soveel getuienisse. Hier sal 'n valse profeet dadelik uitsien. Die volgende 3 gawes: geloof, genadegawe van gesondmaking, my favorite, en dan kragte. Wat is geloof? Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat jy op hoop, 'n bewys op wat jy nog nie ontvang het nie, of gesien het nie, maar jy weet, dit gaan gebeur. Ons is daar, met my en my vroukie se lewe, waar ek vir jou werklik kan sê, dit baie keer baie sleg gaan. Maar, wat ek vir u wel kan sê, is wat ons sê, Lord, I don't care anymore. I really don't. Dit maak nie my saak meer.
Of daar geld is, en of daar nie geld is nie. Maar my geloof sê vir my, dit gaan gebeur. Hier is die ding met geloof. Die Here praat van 'n mosterdsaadjie. Klein mosterdsaadjie geloof. Wel, ek wil jou uitdaag vanmôre, water daai mosterdsaadjie geloof met die kragwerking van die Heilige Gees en sien wat gebeur. Want dan word 'n klein mosterdsaadjie geloof daardie oomblik 'n boom. In daardie oomblik skuif jy 'n berg. Maar jy moet toelaat wanneer jy glo dat die Heilige Gees oor jou kom en die kragwerking van die Heilige Gees oor jou is, want dan word dit 'n wonderwerk en dan word dit 'n bonatuurlike geloofkrag. Mense beroof hulle self van wonderwerke omdat hulle nie glo nie. Nee, hulle glo, maar hulle laat nie die Heilige Gees toe dat hy met sy wonderwerkende krag, bonatuurlike krag in jou lewe inkom en daardie wonderwerk vir jou doen nie. Kom ons kyk na die genadegawe van gesondmaking. Die gawe van gesondmaking is nie 'n mediese wonderwerk nie. Asseblief mense, ek het al hoeveel keer gehoor en gesien, o, jy het my gebid en toe gaan ek vir chemo en toe word ek gesond. Nee, 'n wonderwerk is as jy vir chemo was en is besig om te sterf en jy gaan bid en jy word gesond. Nou is dit 'n wonderwerk. Okay? 'n gesondmaking of genadegawe van gesondmaking, jy houd nie hand en jy bid en jy kry hand. Jy nou se bene swee en korter as jy aan en jy bid vir ons die been groei in jou hand. Dit beleef. Dis nie 'n triek wat hulle doen nie. Dis die ware en jy hou een hand so en daar groei die been in jou hand. Dis 'n wonderwerkende genadegawe van gesondmaking, nie 'n mediese prosedure nie. Ja, kan die Here deur dokters werk? Verseker. 'n Dokter wat my gesê, Corrie, jy gaan nie meer loop nie, is verby met jou broer. Jou rug is daarmee heen. Seker nou 18 jaar later, ek loop nog steeds. Maar toe ek in daai teater gaan, sê Here, sit engele om hierso, dat die Heilige Gees krag vandag werk. Werk deur hierdie dokter. Dit kan gebeur. Moenie dink dat Here gebruik die dokters nie. En ek vra vir julle dokters, wanneer jy opereer, wanneer jy werk, maak seker, jy staan nou in die krag van die Heilige Gees. Die wonderwerke gaan deur jou hande kom. Preek in valwater vir was Orifera pastore van die AGS Kerk van Botswana. Dit sal my ordinasie gewees het in daardie gemeente of in daardie organisasie. En ek het kry preekgeleentheid om dan my intree boodskap te doen vir daardie pastore. Nou, ek wil vir jou vandag 'n ding vertel en die pastore wat luister. Ek gaan kyk dalk na die video, sal verstaan wat ek vandag vir jou sê. Dis maklik om vir 'n gehoor mense te preek. Dis seker een van die moeilikste dinge om te doen om vir pastore te preek. Right? Nie maklik nie. En ek bring 'n boodskap maar ek voel die teenwoordigheid van die Here is so sterk daar. Geweldig. Daai hele boodskap deur voel ek, joh. En terwyl ek preek, voel ek die krag vloei deur my in die gehoor. Heeltyd. Maar na een punt toe. En vra die Here, breek ek nou vandag net vir een ou hier binne. Wat is in die gang? Want as jy gesalfde van die Here is, kan jy voel die krag vloei, soos die vroukie gevat het aan die soem, die Here gevoel sy krag vloei, die Here wys vir jy tot waar jy krag heen gaan. Wie vul hy? Wie help hy? Wie gaan hy dra terwyl jy bid? En terwyl ek preek, en ek gee uitnodiging, en glo met die hele gehoor kom uit. Al die pastore met hulle gades kom uit. Dit was gelukkig nie 'n bekeringsboodskap nie, dank die Here daarvoor. Almal het my probleme in die lewe, en almal wil
opnuut weer 'n bietjie aangeraak geword deur die Heilige Gees en die Here het geantwoord. Elmer het 'n groep mense gevat, die vroue gevat en ek het die mans gevat. En so diens verby. Bid vir almal. Krag van die Here is daar, geweldig sterk. Geniet die teenwoordigheid van die Here en so gaan die diens nou verby en sluit af en die aand braai ons. Al die pastore en al die leraars wat nou gekom het om die kursus aan te bied en ons kuier. En die pastoor kom na my toe. Hy sê, "Do you know what happened this morning?" Ek sê, "Yes, ja, of this afternoon was 3 uur die middag." Hy sê, "Ja, the Lord was there." He says, "Yes. You know, I had to go for a heart operation when I go back to Botswana next week. I'm booked for a heart operation." I say, "Yes. My heart is this bad. I must actually get a replacement, but I will." So goed so. Sê, "Moet ek vir jou bid?" Hy sê, "Nee. It happened." Ek sê, "What happened?" Hy sê, "While you were preaching, I felt my chest opened," and that was the point of prayer. That was the point that the Lord started to heal. While I felt the power going into that direction, into that seeds there. And he said, "I felt hands working inside my chest." See, yes? And I can immediately feel the difference in my body. When the hands left me, I felt full energy, I felt good, like I can't even remember when last I was that well. And I still feel that. Afterwards, we found out that he was healed. When he went to the doctors, he had a new heart implanted in him that morning. Ek het baie sulke gevalle, maar dit gaan te lank vat. 'n Geval waar die Here vir my sê, "Sit neer jou gitaar en ek speel net in 'n band." Ek speel in die orkes. Hy sê, "Sit neer jou gitaar en gaan bid vir daai seun." Kom ek vertel iemand daarvan. Groep mense staan 'n kind toe wat ook moet gaan vir 'n hartomleiding, 'n hartoperasie. En hele groep mense staan en die Here sê weer gebid vir my. Ek sê, "Here, hoeveel mense moet dan van bid?" Ek die pastoor is daar. Almal is daar. Die Here sê, "Gaan en gaan bid." En die voorsanger sing en ek speel gitaar en te lekker. Hy sê, "Gaan bid vir hom." En na ander hand stry ek met die Here. Hy sê, "Ag Here, is mos nou nie nodig nie. Daar is soveel om hom. Ek kan nie eens sien nie." Jy weet as 'n kind siek is, die simpatie van die gemeente, hulle staan hom toe en bid vir hom. Ek sê, "Alright Here, ek sal gaan." Ek sê, "Maar goed, as ek daar kom, wil ek by hom kan uitkom." Want hulle staan die kind toe. Hier het 'n paar keer gebeur. En toe ek daar kom, lyk dit of hande daai mense so wegskuif. En die Here wys my sy armpie staan so. En ek vat aan sy arm. Sonder om 'n woord te bid, kom 'n vlaag krag deur my. Ek vir jou sê, jy kan jou vinger in daai muurprop druk, dit kan jou nie so skok nie. Dit is 'n geweldige krag wat deur my kom en weg is dit. Ek sê, "Alright, Here, dan het iemand nou die werk gedoen." Hy sê, "Nee, wag. 'n tweede keer en 'n derde keer. Alles weg. Nie 'n woord gepraat nie, nie gebid nie, niks nie. Ek was net daar. Stap terug by voor, vat die gitaar en ek speel. So doen ek om na 'n seun by my werk en ek kom doen aansoek vir werk. En die seun vertel vir ons 'n verhaal van sy boetie wat 'n nuwe hart gekry het. Ek sê nou maar, okay, hoe het dit gebeur? Nee oom, dis wonderlik, die Here het my boetie 'n nuwe hart gegee. Ek sê, okay, waar? Nee daar nie, daai kerk daar op hier. Rarig? Ek sê, vertel my meer, want nou begin het klokkies lui. Ek sê, vertel my meer. Hy sê, nee, iemand het in sy arm gevat, en hy het gevoel of hy 3 keer gesjok word. Hy sê, die krag deur hom gevoel, toe hou het op. Krag deur hom gevoel, hou het op. En die derde keer, sê my boetie, toe voel hy gesond, is hy reg. Hulle het hy kant gevat, hy het 'n nuwe hart gekry, daardie aand. Daar's pastore wat sê, as ek hierdie woord verkondig, en ek gee getuienisse,
hef ek myself op. Ek hef die Here my God op. Ek kan nie oor ander pastore se getuienisse preek nie, en ek sal ook nie oor hulle getuienisse preek nie, want dit het met my gebeur. Ek het genoeg getuienisse in my lewe. Ek kan julle vir dae besig hou met dit, want ek is gewoond om in hierdie krag te werk. Hoekom sal ek 'n tweedehandse getuienis van iemand anders wil bring? Aandag op myself trek? Nee. Glo my asseblief moenie. Glo in die Here God Almagtig. Die laaste een daar is die werke van kragte. Die werke van kragte, dit is 'n bo-natuurlike interaksie tussen God die Vader en die gewone mens of dan die natuur. A supernatural intervention by God in the ordinary course of nature of life. Dit is 'n bo-natuurlike kragwerk. Dis daar waar jy 'n berg skuif. Dis daar waar jy in 'n ongeluk toneel kom en by jouself net 'n kar optel. Jy is 'n Superman. Ek is jammer. Superman het hierdie gekoppie by die kragwerke van God die Vader, en daar wat hy 'n trein stop, daar wat jy 'n vliegtuig kan keer. Ek wil vir jou sê, as ons werklik waar begin te werk in die krag van God die Vader, is niks vir jou onmoontlik nie. Dis 'n bo-natuurlike krag wat oor jou kom. Weet jy wie dit gehad? Samson. Wanneer daai krag van God oor hom gekom het, dis 'n bo-natuurlike krag, dan slaan hy 1000 man dood. Dawid se manne, 3 van hulle storm deur 'n hele laar, gehaal vir Dawid water en bring vir Dawid water, en gooi Dawid die water uit en sê, lag hy net in die Filistyne se gesig. Dan het hulle 'n hele voorste linie plat geslaan. Dit is 'n bo-natuurlike krag wat oor jou kom. Die wetenskap probeer dit vandag nog verduidelik. Hulle verstaan nie, hoe praat Moses met 'n brandende bos nie, die 10 plaae verstaan hulle, die Rooi See verstaan hulle nie, water uit 'n klip uit verstaan hulle nie, die 4 kolom in die dag, in die nag en die rooi kolom in die dag, kan hulle nie verstaan nie, manne uit die hemel, hy kan hulle glad nie verduidelik nie, Jerigo se mure nog minder, Jesus se vermeerdering van brode, Jesus maak die storm stil, hulle kan dit nie verduidelik nie. Het van daai werke van kragte in my lewe gebeur? Ja, ek dink iets van julle wat al gesien het. Ek wil een noem, maar ek gaan nie. As jy jouself moet verdedig, kom ons noem dit. Fisies jouself moet verdedig. Elisa, jy jouself fisies moet verdedig in daai klein lyfie van jou. En die krag van die Here kom oor jou. Slaan jy 'n bende plat. Here, maak as al 'n ou man. As die krag van die Here oor jou kom. Nog 'n boodskap wat ek gaan bring en praat oor Dawid. Hy sê ek storm 'n bende. Ek spring oor 'n muur. Hy sê nie ek kan nie. Weet jy hoekom sê hy so? Want hy het al. Hy het die beer verskeer wat sy skape wil vang. Dit was sy seentjie. Hy ken dit en hy weet wanneer die krag van God oor hom kom tot wat jy in staat is. En kinders van die Here, ons hoef nie terug te staan nie. Ons hoef nie terug te staan vir die wêreld nie. Ons kyk na profeseë, tale en uitleg is die laaste een van die gawes wat ons gou na gaan kyk. In die Ou Testament, soos ek genoem het van die begin af, toe ek gepraat het oor die Heilige Gees in die Ou Testament, was dit maar die profete so Samuel, Jesaja, Jeremia, Elia, Elisa, Esegiel en selfs koning Dawid en baie ander het gewerk deur die gawe van die Heilige Gees en deur die profeseë, hulle almal kon geprofeteer het. En vandag is dit nog steeds dieselfde. Niks van hierdie gawes het verlore gegaan nie. Dis ons wat ons nie meer beoefen in dit nie. Ons beoefen ons eenvoudig net nie meer in dit nie. Dis net baie, baie wonderlik. Elia bid vuur uit die hemel uit. Kom ons praat oor Elia. Hier kom Elia. Hy sê, vir 7 jaar gaan dit nie reën nie. Wat het gebeur?
Vir 4 jaar gaan dit reën nie. Wat gaan gebeur? Nie weet nie. Wanneer jy profeteer en dit word nie waar nie, bly stil. Swyg jy. Nie een van God se manne wat geprofeteer het, sy profesie het nie waar geword nie. Dit word inteendeel vandag nog waar. Hulle profesie is nog vandag in vervulling, besig om klaar te word. Inteendeel is besig om uit te speel. Een ware profeet profeteer en hy kan wonderwerke doen ook. 1 Korintiërs 14 vers 5. Paulus sê die grootste in die gemeente is die profeet. Hy is die grootste. Nou wil ek graag hierdie gedeelte lees, en ek sal nou uitbrei oor dit, maar hier is 2 sleutelpunte in hierdie teksgedeelte van 1 Korintiërs 14 vers 5. Ek wens dat julle almal in tale spreek. Nou lees vandag se kerkewêreld, ek wens julle wil almal stil bly. Dis nooit wat hy gesê het nie. Hy sê, ek wens dat julle almal in tale spreek. Hierdie is in 'n hemelse taal, nie Zulu, Xhosa, Sotho, nee, Grieks, Hebreëus, nee, dis nie wat hy sê nie. Want as dit dan in 'n hemelse taal, 'n gewone taal is, dan ons mos nou net 'n interpreter nodig, of wat is 'n interpreter Afrikaans, 'n vertaler nodig. Hoekom het ek 'n uitleg nodig vir Zulu? Xhosa. Dis mos nonsens, man. Hy sê, maar nog liewer dat julle profeteer. En wat hy hiermee bedoel is, want hy wat profeteer is groter as hy wat in 'n taal spreek. Of hy moet dit uitlê. So wanneer jy in 'n taal spreek, dan moet jy dit uitlê. Ons gaan nou nog gou kyk daarna. Ek dink dis die volgende, na profesie is dit die volgende punt. Sodat die gemeente stigting kan ontvang. Anders help dit nie veel, ons doen dit nie. Ons gaan ons gou kyk na profesie. En hier gaan ek ook gou vir julle 'n getuienis gee. Wat is 'n profesie? Dis dinge wat ek in jou lewe sien, wat jy self nie eens van weet nie. Dis dinge wat ek sien wat gaan gebeur, wat jy nie van weet nie. Profesie is ook stigting, ons gaan nou daarby kom. Ek is in Rusland, en besig met kerkplanting, en ons werk vir die Here. En ek wil vir julle sê die wonderwerke wat ek daar gesien het. Is net awesome om 'n volk te sien wat vir soveel jare dit ontneem is om die Here te ken. En nou het hulle geleentheid en hulle begin die Here leer ken. En die evangelie gaan oop. Ons het soveel groot dinge gesien, maar in my lewe daar, terwyl ons daar is, ek is op die verhoog, en diens is verby, nou daar hou jy sommer 5 ure kerk aan mekaar. Dan voel dit of jy 'n halfuur in die diens was. So is die teenwoordigheid van die Here rustend in die gebou. Jy's teleurgesteld om te weet, jy moet nou afsluit. So kom 'n vroutjie opgehardloop op die verhoog. Sy was in haar jare, ek was 'n baie jong man nog. Ek dink ek was op Jacques se ouderdom, nog 'n bietjie ouer. En die vroutjie hardloop na my toe. En kom ek wys dit vir julle. Die getuie, my Rusland getuienis sal ek nog bring. Hierdie raak interessant. Jy sal sien dat ek hierdie verlosie altyd in my Bybel hou. Hulle het al in my huis ingebreek. Dan vat hulle al die ander goed, al die juwele. Dan los hulle hierdie horlosie, dieselfde kassie. Alright, hoe vertel vir julle van die horlosie?
Hierdie is 'n Rolex met 'n egte diamant in hom. Die klawertjies en binnekant die horlosie is egte goud. Die horlosie is tot in vandag se wêreld baie waardevol. Die horlosie kos geld. Dit is nie 'n goedkoop horlosie nie. En terwyl ek daar op die verhoog gestorm die vrou af op my. En sy begin in Russies met my te praat. Ek het nie 'n klou wat sy vir my sê nie, maar dat die krag van die Here op haar is. Dit kan ek ervaar. Hoekom ons onderskei mos wanneer iemand met die ware krag van die Here na jou toe kom of met nonsens na jou toe kom. En naderhand toe kom die interpreteer na ons toe en hy staan toe en hy begin in Engels praat en hy begin toe vir my te vertel wat die vrou sê. En daai vrou profeteer oor my lewe. En ek wil vir jou sê, baie van daai profesie het waar geword. Baie. En baie van dit gebeur nog. Sy het vir my geprofeteer tot die dag van my dood. I know. En net voor sy loop, haal sy hierdie horlosie van haar arm af. En sy druk hom in my hand en sy maak my hand toe. Op daai stadium van ons lewens het dit met ons baie goed gegaan met my en Elmarie. Ons het nie 'n tekort aan geld gehad nie. Ons het baie ander probleme gehad, maar geld was nie een van hulle nie. En die vroutjie druk hierdie horlosie in my hand en sê, aanvaar jy die woord wat ek vir jou gegee het? Ek sê ja, baie dankie. Ek sê baie wat jy gesê het, oor hierdie talk, baie wat jy gesê het, kan ek bevestig vir jou. Anders wat jy gesê het, is glo ek gaan gebeur. En baie wat sy gesê het, is profesie wat daar was. Sy sê, vat hierdie horlosie, as getuienis, laat jy hierdie gaan doen. Ek sê van nee, ek het nie die horlosie nodig nie, ek glo wat jy vir my gesê het. En sy raak ernstiger en ernstiger. En die tolk sê vir my, sy's 'n ou weduwee, hierdie is haar laaste besitting wat sy het. Nou mense, as jy vandag vir my kan sê, jy wat baie het, hoe vat jy die horlosie? Nie maklik nie. Nie Corrie nie. En sy vra my weer, aanvaar jy die profesie wat ek vir jou gegee het? Ek sê ja. En sy druk my hand toe, sy los hom en sy hardloop. Daar was oor die 5000 mense plus in daai gehoor. Die kerk kom uit en sy is tussen daai skare. 'n profesie, 'n horlosie, bevestig vandag nog daardie woord wat daai vrou vir my gegee het. En dis hoekom ek hom altyd in my Bybel dra. Daar's geweldige groot krag in profesie. Lewe en dood is in die profeet se mond. Daar het soveel profete al dood uitgespreek en dan 'n nasie gesterf. Daar is profete wat lewe spreek en dan leef hulle weer. Paulus sê nie verniet, die profete is die grootste nie. 'n Profesie sal altyd waarsku. Hy gaan altyd troos. Hy gaan altyd bemoedig en tot stigting. 'n Groot waarskuwing wat ek vir u vandag kan sê is, en ek dink ek het reg, ek het laasweek ook daaroor gepraat, bly weg van fortuin vertellery af. Bly weg van heksery af.
As jy in die wêreld is, join hulle. As jy wêreld is, gaan koop jou eie kristalbal, dit gaan in jou geen verskil maak nie. Maar as jy 'n wedergebore kind van die Here is, bly jy weg van fortuinvertellery af, bly weg van 'n gypsy met 'n glas bal af, kristalbal af. Daai goed werk en dit werk werklik en môre gaan ek vir julle verduidelik hoe werk dit. It is for real, people. It is for real. Die Satan weet wat met jou verlede gebeur het. En omdat sy in daardie orde staan, kom hy in haar in. Hy vertel vir haar presies wat het gebeur met jou. En dan vertel sy weer, hoe het jy geweet? Ek weet alles aan sy vir jou vertel, né? Wat gebeur volgende? Sy gee jou 'n toekoms. Hoe werk dit? Die realm wat hulle inwerk, het hulle demone om van te kies en te keer, om saam met jou te stuur. Jy gaan hierdie vrou ontmoet, jy gaan daai geld kry, maar jy gaan ook jou kar stamp, jy gaan in hierdie ongeluk wees. Hulle bring altyd vloek. En vriend die waar, jy ry daar uit, jy gaan daai blonde kop vrou ontmoet, jy gaan daardie, en jy gaan daardie, en jy gaan daardie kry. Ewe skielik is daar geld in jou bank. Because it's real. Maar daar's 'n prys om te betaal. Kind van die Here, jy het geen besigheid daar nie. My raad aan jou is moenie. En wanneer iemand oor jou profeteer, ek wil amper sê, ken daai persoon en sê vir hom stil bly. Nou kom ons by die lekkerste gedeelte van my boodskap. Daai was net 'n waarskuwing. Tale en die uitleg van tale. Hierdie is seker een van die mees probleemgawes in die kerkewêreld. Dis 'n geweldige probleem. In hierdie gemeente, ons is 'n Pinksterkerk. Aan die ander woorde, tale welkom. Ek kan Woensdag aand my gitaar vat en in tale sing. Jy's welkom. Jy's welkom terwyl ons in aanbidding is en in taal te aanbid. Jy's welkom. Daar's net 'n paar reëls aan dit. Paulus het daai reëls gegee in Korintiërs en ook met 'n goeie rede. As hy in die gemeente instap, praat almal in die hemelse taal en niemand het idee wie iemand wat sê nie. Dus in my sê is beter goed om in tale te praat, maar is goed om dit uit te lê. En goed, nou begin almal tale uit lê. Hier kom ons, hier sit 60 mense. Almal praat in tale, ons gaan 60 uitleg te hê. Regtig? Wanneer gaan ek preek? Nee, seriously. Dink 'n bietjie vir jouself. En dis hoekom Paulus gesê het, 2 of 3 per diens. Anders begin mense mekaar weer spreek. Ek het dit ook al gesien. Waar daardie reël nie toegepas is nie. En dan is daar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mense wat begin profeteer en dan begin hulle mekaar nader aan kom. Hoei, nou is dit dan nie meer van die Here nie, hoor. 2 of 3 per diens. En dan stop ons. Jammer julle, ons gaan 'n bietjie lank aan, maar ons is ampertjies klaar. Nee, ons is nie. Kom ek skiep 'n bietjie. Baie mense kom na my toe en sê hulle vir my, dis nie waar nie. Hierdie tale is nonsens. Ek het nou nog na 'n bishop geluister en sê, people should stop doing that. People should stop doing that. Okay. Hier's my vereenvoudige mechanic Corrie se verduideliking vir tale. As ek 'n sportmotor het, ek het hom. Dis myne. En jy kom na my toe. En jy kom vertel vir my, weet wat Corrie, die ding, useless man. Nou so, die ding kan nie deur 'n draai gaan nie. Okay? Wie swaar op petrol is hy? Jy kan hom nie spin nie, man. Hy's ongemaklik binne. As hy behoort te weer kom swing die ding op die pad. Wat 'n useless kar. Sê ek, weet dit, wie wat kos hy? Ja, hy's nog te duur ook. En dan gaan hy aan en aan om vir jou te vertel, nou hoe sleg is hierdie sportmotor wat jy ry. En dan vra hy hom die volgende vraag. Het jy hom al ooit gery?
Nee. Hoe kan jy vir my sê so sleg? Hoor sê. Soveel mense hanteer die Heilige Gees op hoor sê, net omdat jy hom nie beleef het in al sy volheid en in al sy krag nie, maak dit nie soos wat mense vir jou sê dit is nie. Beleef dit self. Ek probeer elke boodskap wat ek bring self beleef. Ek preek preke wat ek self beleef het in my lewe. Dis om ook getuienisse het om daardie boodskappe. Dis nie goed dat ek van YouTube aftrek of van die internet aftrek nie. Dis boodskappe wat ek beleef het. En hierdie Heilige Gees wat ek vanoggend oor praat, het ek beleef. En ek kan vanmôre vir u sê in elkeen van hierdie gawes. Laaste stukkie van tale. 1 Korintiërs 14 vers 4. Want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Weer wil ek vir jou sê, dis 'n hemelse taal wat hy hiervan praat. Jy kan tog nou nie Afrikaans praat en jou verstand onvrugbaar maak nie. Alhoewel ek dink baie mense praat so en ding so redeneer ook so. Maar wanneer jy in die wanneer jy in die geeswêreld ingaan, is jou menslike verstand absoluut onvrugbaar. Ek bid vir soveel mense om die Heilige Gees te ontvang. Ja, ek praat van jou. Maar jy moet jou verstand onvrugbaar maak. Anders gaan jy dit nie ontvang nie. As jy dit bedink, vergeet dit. Jy gaan dit nie kry nie. Tale is 'n bonatuurlike wonderwerk wat onnodiglik deur baie kerke wêreld stil gemaak is. Die Pinksterkerk behoort te staan vir signs, miracles and wonders, but it's been replaced by ceremony, rituals and religion. Ek het 'n baie goeie vriend wat in die bediening is, met hom nou praat, nee, dominee, so sê van dominee van ouds en dominee en my pa en my oupa en ouma, en die kerke wêreld waarin hy groot geword het, sê so. Religion is 'n gif. Baie sleg vir die Heilige Gees. Kom ons kyk gou na die uitleg van tale. Wanneer jy iemand in tale praat, noodwendig jy gaan jou eie tale uitlê nie, hoor? Nie noodwendig jy gaan jou eie tale uitlê nie. Wanneer jy sal daar agter in tale praat en nou jy voor die Here kan die woord van die Here gee voor vir hom. En wanneer dan gee hy die uitleg van die taal wat jy gepraat het. Dis nie altyd jy wat die taal behoort uit te lê nie. Ek bid die Here vir nog mense hierso wat gaan begin te in daardie gawe werk. Ons begin beoefen daarin. Moet jy in tale kan praat om 'n uitleg te gee? O ja, nee. Die uitleg van 'n taal kom van God die Vader af, homself. Wanneer iemand in tale praat en jy kan nie langs hom staan die krag van die Here oor jou ervaar terwyl hy in tale praat nie, is daar 'n probleem. Regtig? Jy sal die krag van die Here ervaar op daai persoon. Jy gaan dit self sien op hom wanneer hy werklik in 'n taal praat. Ek het al manne gehad wat kom staan in gibberish gorrel hier en dan kyk jy die ou so dan sê, "Waarmee is jy besig?" Daar's nie 'n dag se krag op hom nie, want hy het die krag daarvan verloon lankal. Hy kon op 'n stadium dalk in krag gepraat het, maar vandag het hy die krag daarvan verloon. Dis nie meer op hom nie. Tale is 'n bonatuurlike taal wat van die hemel afkom. Dan die uitleg van tale, daardie wat die Here praat, is God die Vader wat dit self in jou hart sit en dan bring jy dit na hulle toe. Dit sal ook altyd stigting, bemoedig en dan is dit ook altyd troos. Daar's baie forme van tale en daarmee gaan ek sommer nou afsluit. Daar's baie forme van tale. Ons het in die sending wêreld gehad, laat 'n sendeling gaan uit. Hy kom in 'n land en hy staan voor mense, hy kan nie hulle taal praat. Hy begin in 'n hemelse taal te aanbid en elkeen in daai gehoor verstaan wat hy sê en toe hy klaar gebid het in tale, toe staan almal voor en kniel uit en gee laagte aan die Here. Maar hy het in 'n hemelse taal gepraat en die Heilige Gees laat elkeen in daai gehoor in hulle taal hoor en hulle kom uit en dis presies wat op Pinksterdag gebeur het, hoor? Hulle het nie in hulle tale gepraat nie. Hulle het in 'n hemelse taal gepraat en daardie tale het almal om die plek verstaan. Ons het dit gesien, ons het dit beleef,
Die ander een is, 'n sending sal uitgaan na dorp toe of 'n land toe, en as hy daar instap, praat hy daai mense se taal vlot as hy van daai boot af geklim het. Dan praat hy hulle taal, verstaan hulle 100%. Dan gee die Here daai taal vir hom as hy in daai land sy voete neersit. Dit al beleef. Alright. Tale is nie net jy praat in die hemelse taal en God die Vader gee die uitleg daarvan nie. Dis baie meer as dit. Om in tale te bid, maak dit vir jou baie sterk. Baie sterker. Jy gaan in 'n ander dimensie van die geestesrelm van die Heilige Gees in. Dis belangrik om in tale te kan praat. Vir die laaste 5 weke het ons gepraat oor die Heilige Gees in die Ou Testament, die Heilige Gees in Jesus Christus se lewe. Dan het ons gepraat oor die Heilige Gees in die mens. Dan het ons gepraat oor die Heilige Gees as persoon. En vanoggend het ek net geraak, en ek wil u sê, ek kan op elkeen van daai gawes 'n dag spandeer. Het ons net geraak in die kragwerking van die Heilige Gees. En as daar iets is wat u werklik moet verstaan, ek het dit hier aan die einde van die boodskap geskryf, is dat die Heilige Gees is 'n bo-natuurlike krag. Daar waar jy as mens wees, nie kan nie. Daar waar jy as mens wees val, is waar die Heilige Gees opstaan vir jou. En dis waar die krag van God oor jou gaan kom, op 'n bo-natuurlike manier, en jy gaan wonders en tekens sien gebeur. Signs, miracles and wonders isn't gone. It's still here. En ek vertrou die Here dat in hierdie gemeente gaan ons nog signs, miracles en wonders sien gebeur, soos nog nooit ooit van tevore nie. As jy nog nie hierdie kragwerking van die Heilige Gees ontvang het nie, dis nie die invulling van die Heilige Gees nie, dit het u reeds. As jy nog nie daardie kragwerking ontvang het nie, bid hom. Bid die Here om dit vir jou te gee. En ek kan u verseker, hy gaan, dis seker as wat ek hier staan, hy gaan, ek het baie getuienisse oor dit, hoe die Here die mense bo-natuurlik gedoop het, met die kragwerking van die Heilige Gees. Amen. Here, ek het hierdie reeks gebring. Weer wil ek sê, in my eenvoud, in my absolute eenvoud. Ek het dit gebring soos ek het ook maar verstaan, maar dat ek elke diens die krag van die Here gevoel het op my. En ek weet ek het gepraat deur die inspirering van die Heilige Gees. Laat die wat dit dan nie wil glo nie, eerder net swyg as om te praat teen die Heilige Gees. Laat die wat dit dan nie wil glo nie, hulle self ontneem van daardie kragwerking, bo-natuurlike kragwerking, wat u tot ons beskikking gegee het, sodat ons kan weerstand gee teen die vyand. Laat ons mekaar kan bedien met bo-natuurlike krag, bo-natuurlike genesing. Laat ons op besef, Here, dat die Heilige Gees is God se Gees. En daar's geen perke aan sy Gees en in sy krag nie. Maar laat ons al sal beroem daarop, dat die Heilige Gees in ons is. Dat ons daardie krag het binne in ons, dat ons nie hoef terug te staan vir die wêreld nie. En laat ons eenvoudig, Here, deur hierdie krag sal begin werk en onsself beoefen om sterker en sterker te word. Amen en amen. Ek wil ons gemeente